So as ons kerk toe kom ons om te hoor wat God vir ons wil sê. Ons kom om eintlik vir God vra, maar praat met my. En 'n ander rede hoekom ons kerk toe kom is om oor te gee aan God, om net weer God te sê, maar ek is jou kind. Ons bevestig dit deur die doop op vandag, elkeen van ons leef by ons eie doop ook. En daar vra nou om 'n bietjie oor te gee aan God, sluit dit oor. Waar jy is, sluit dit oor. Vra vir God om te kom en jou te praat. Dink aan waar is dit gape tussen jou en God? Wat maak skeiding tussen jou en God? Dink aan die goeie goed wat gebeur het in die week wat verby is. Wat is die beste ding wat met jou gebeur het in die week wat verby is? Gee dit vir God. Jy kom dan. Vra jouself af, wat is die slegste ding wat met jou gebeur het? Om jy jou verby is. Sê dit ook vir God. Soos ons so sit, gaan ek ons daardie taal speel. Luister die lied, kyk die woorde, gee oor aan God. Wie in die hemel op aarde kan met die God vergelyk word? Wie onder die hemelwesens is soos die Here? Hy is God. Vir hom is die hemelse vergadering in 'n hoogs heilige ontzag. Hy is 'n magtige gevreesde onder almal rondom hom. Here almagtige God, wees soos U. U krag is groot, Here. U trou is oral. Oral is God. Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde, die wêreld en alles daarin. U het alles gemaak. Hierdie God wat alles gemaak het, groet jou vanoggend met genade en vrede
van God die Vader, van Jesus Christus en die werk van die Heilige Gees. Welkom in sy huis. Kom ons antwoord op God se groet vanoggend. Ons staan, ons loof hom met 3 lofliedere. Wie sê ek is? Eers my God en u goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Kom ons staan vir al 3.
sluit die oor. Here God almagtig, dankie dat ons hier voor U kan kom staan. Dankie dat ons in die huis kan wees, dankie dat ons kan wees hier teenwoordig. Here God, dankie dat almal wat hier sit, besef, U is God. Here God, dankie dat ons U kan loof en prys. Here God, dit wat vandag hier gebeur is 'n uiting van ons geloof. Dit wat ons hier doen is om vir U die eer te gee. Dit wat ons as mense probeer aan U bewys. Ons gee alles aan U. U is alles. U is die begin en die einde, die Alfa en Omega. Here God, ek vra dat U by Nkosi Kots is en daar waar sy mond seer is, daar waar die spraak bietjie moeilik is, dat U by hom sal wees om genees daarso, by hom sal wees en ek wil net om alles makliker te maak in die tyd waar hy nou is. So bid ek ook vir hom tuis, en hom tuis goed swaar. Here God, ek sien ook dis nie net by hom tuis, maar as die hele familie. Wees by hom tuis, en as dit U wil is, doen 'n wonderwerk, genees hom, gee vir hom ten minste die water wat lewe gee, en gee vir die familie ook aanhoudend water wat lewe gee, dat hulle nooit weer dors nie. Here God, hier waar die doop gaan gebeur, hier waar ons uit die woord uit gaan lees, hier waar ons aan U gaan eer betoon, laat dit met 'n uitbreiding wees van U koninkryk, tot eer van U koninkryk wees. Amen. So voor ek te roep, draai my pas bietjie af, weet jy. Ek dink die pas is die onderste ene. As hy toets, ek weet nie, ek het beter raad, klink so, ons het net maak wat afgaan. Kan jy, toe maar, ek almal kan hoor, klink net al bietjie snaaks. So ons is hier vir die doop, is die viering van die heilige doop, een van die kerkse sakramente. Ons kerk het net 2, en hier is 1, waar Christus na ons kom. En vir ons iets wys van hy kies ons. God sy kinders, die klein kinders, lang al lief, maar voordat ons bewus is van wie God is, voordat ons bewus maak van God, het hy al kinders lief. En hy bevestig dit deur die doop. Dis die manier, die sakrament waarmee Jesus sy verbond met my en jou en met elke mens versterk. Dis waar hy uiting gee vir ons wys van, jy staan in my verbond. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop ons ook klein kinders van God. Die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag ook opnuut aan ons doop. Ons glo dat uit die woord uit ons geleer het dat die kerk elke mens moet doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En elkeen van daai se eie betekenis in die naam van die Vader getuig dat dit 'n nuwe verhouding, 'n nuwe verbond is met God, dat jy in vrees gedoop word. In die doop met die Seun, met Jesus, is 'n bevestiging van ons verlossing, dat ek en jy vry is, dat die kind vry is. Die doop in die Heilige Gees, in die naam van die Heilige Gees, is om vir ons te wys oor die voortdurende nuutmaak, voortdurende bystand wat God vir ons het, die Heilige Gees saam met ons is. Die doop vir ons om God lief te hê. Dit is belangrik dat ons as gelowiges die betekenis van ons doop sal uitlewe. Ouers in die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar, wat beteken om God, wat dit beteken om aan God te behoort. Kom julle vir my vorentoe. Nog, dat wil sê. Maar dankie, asseblief, waardeer.
So, staan so, kyk vir my, hiervoor, en voor God, ek julle 3 vrae. Ek moet sê, 6 langer is dit. Dis die jaar, dat is nie eens hard nie, ach sy, sorry, daar is die heeltemal van trek af. En ek wil, kom terug, voor God en voor die gemeente, antwoord eerlik op die 3 vrae. Ek gaan al 3 lees, en ek kan julle gelyk antwoord, as ek vir die gemeente gee. Glo julle dat ons kinders, ondanks ons sonde, deur God se genade gered is. Glo julle dat die evangelie alles bekend maak aan ons, wat nodig is om te verlos te word, soos belig in die lydnis. Beloof julle om 'n kind te leer wat die dood beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap en in die kerk van Christus. Hoe antwoord julle? Draai om en sê het weer gemeente op. Awesome, ja, daar. So, ek gaan nou vra dat Stian ingebring word, en terwyl as Stian voor is, vra ek ook dat enigiemand in die gemeente, enige kinders, ouers, oupas, enigiemand wat wil deel wees van die doop vanoggend, ook saam vorentoe te kom. As jy wil kom foto's neem, is julle welkom. As jy wil sien wat gebeur vanoggend, kom vorentoe. Enigiemand uit wat wil voorgekom, is welkom. Nie plek, ek kan nie denk jy wil net daar sit. Ek kom neem foto's, jy wil altyd foto's neem. Daar sit mense rondom jou, ween. Ek weet jy wil deel wees van die, kom. Jy hoef nie 'n kind te hê om te kom of 'n kind te bring nie. Jy kan net so kom, jy is ook 'n kind. Jy laat dit ook nie sleg. Kom julle weer na my. Die staan in my vryheid. Ek gaan net praat om net so die dwaas te raak. Ja, want om aan alweer. Let op, God gaan nou iets wonderlik doen. Stel maar, door in die naam van die Vader, en van die Seun en van die Heilige Gees. Vandaag van my pa, so ek wil jy lei. En die gemeente tot Koos, hier is julle nuwe lidmaat. Beloof julle om na hom te kyk, om te bederf en seker te maak dat hy ook die gemeenskap van gelowiges beleef. Hoe antwoord julle? Ja. Is dit nou lekker water? Ek is jammer. Ek wil gou geleentheid gee vir van die kerkraad om vorentoe te kom en julle geluk te wens. So, Paul, Jan, kom julle gou vorentoe. Julle kan gesit as julle wil, julle kan bly.
So iets wat ons ook vir hulle wil gee, is 'n kers wat ek vir jou gee. Die kers is 'n doopkers. 'n Doopkers gebruik jy as jy oor 'n jaar, die 25ste Oktober, dan steek jy die kers aan. Jy sê jy met hom en onthou net ook die hele beteken wat die volgende beteken. En dan elke jaar op 25ste Oktober steek jy dit aan. En jy verduidelik hom wat dit beteken. Totdat hy eendag self kan sê, maar ek weet wat dit beteken, ek hy kom staan voor in die leidenskap. Dankie dat jy op gesit. Baie geluk. Ons gaan nou net 'n lied luister, 'n lied wat die ouers gevra het, ons moet speel, want die lied beteken klaar vir ons so baie, die lied se naam is Handel en Kain. There's a light that glows by the front door. Don't forget the keys under the mat. When childhood stars shine, always stay humble and kind. Go to church 'cause your mom says to. Visit grandpa every chance that you can. Won't be wasted time. Always stay humble and kind. Hold the door, say please, say thank you. Don't steal, don't cheat, don't lie. I know you got mountains to climb. Always stay humble and kind. Una stora nere. Shut off the AC and roll the windows down. Let that summer sun shine. Always stay humble and kind. Don't take for granted the love this life gives you. When you get where you're going, don't forget, turn back around. Help the next one in line. Always stay humble and kind.
kind. Laat dat dit is wat julle gekies het. Mag dit iets sê van julle ouerskapstyl, van julle huisgesin, iets sê van wie jy gaan wees. Mag dit julle toekoms wees. So vandag, ons gaan na die preek toe. Vandag se preek is die Bybelse poolparty. Nou is nie die manier wat die Bybel sê ons poolparties hou nie. Dis oor 'n poolparty wat in die Bybel gebeur het. En ek dink almal ken dit, want as jy weer sonnaarskool gegaan het, dis 'n redelike ding wat ek onthou sonnaarskool waar ek nogal so goed gehamer, want dit is blykbaar 'n lekker storie vir kinders. Wat is die storie van 'n verlamde man wat by die pool lê en net in die pool wil kom om genees te word. So dis die poolparty en die ou wil net swem. Maar daar is soveel meer agter hierdie teks. Daar is iets groter in hierdie teks. Iets wat ons mis, iets wat verlore geraak het as gevolg van tyd wat verloop het. Vandat die gebeur het tot vandag, ons verstaan nie wat 2000 jaar terug gebeur het in hierdie verhaal nie. Ons was nie self by die bad, ons het nie vandag seker swembaddens nie. Ons het net swembaddens om af te koel. Ons het nie 'n plek waar ons gaan in die water klim om te genees nie. So ons verstaan nie die hele ding nie. En vanoggend gaan ons weer terugdelf in geskiedenis in. En gaan kyk hierdie hele verhaal. Wat is daar wat ons mis? Want dis die goed wat ons nie raak sien nie. Want dis al 2000 jaar later. Nie omdat ons dom is of iets nie, maar iets is ontbreek. En dis tyd verloor. En ons gaan kyk daarna. Kom ons sluit die oë en vra God om die teks vir ons op te doen. Dankie Here dat ons as gemeente by hierdie geleentheid waarvan oortuig wees dat U die Vader is wat ons liefhet, die Seun is wat ons red en die Gees is wat in ons harte woon. Dankie Here dat ons opgeneem is in U verbond. Dankie dat U hierdie gedoopte ook sigbaar aan ons bekend gemaak het dat hy ook U kind is. Dat U hom aangeneem het. Dankie dat ons kan deel wees van hierdie geleentheid, hierdie gemeente en saam mekaar kan leef. En God gee dat ons die doop sal uitleef in ons eie koppe, ons eie maniere en ons eie daaglikse optredes. En God gee dat U ons met die woord voor ons oop is, dat ons sal hoor wat U wil sê, dat ons sal leef volgens dit wat U vanoggend vir ons sê. Dat ons sal 'n verhouding met U, dat ons sal altyd vra na U water, dat ons nooit weer sal word. In die naam, amen. So kom ons lees die teks saam. Dit is Johannes 5 vers 1 tot 15. Hierna het daar 'n groot fees vir die Jode plaasgevind. Jesus het daar na Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem is daar 'n waterbad, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Dit het 5 onderdak pilaargange gehad, waar daar 'n menigte gestremdes gelê het. Blindes, kreefteles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere persoon wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom daar sien lê en was bewus daarvan dat hy 'n geruime tyd al siek was. Hy vra hom toe, wil jy graag gesond word? Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand naby my om my in die water te tel wanneer die water geroer word nie. En terwyl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê vir hom, staan nou op, tel jou slaapmaatjie op en loop. Onmiddellik het die man gesond geword, sy slaapmaatjie opgetel en begin loop. Op daardie dag was dit Sabbat. Die Jode sê toe vir die man wat sopas gesond geword het, dit is 'n Sabbat, daarom mag jy nie jou slaapmaatjie dra nie. Hy antwoord hulle egter, die man wat my gesond gemaak het, dit is hy wat vir my gesê, tel jou slaapmaatjie op en loop. Hulle vra hom,
Wie is die persoon wat vir jou gesê het, tel jou slaapmaatjie op en loop? Die man wat gesond geword het nie geweet wie dit is nie, wat Jesus het weggegaan, omdat daar groot skare op die plek saamgedrom het. Hierna loop Jesus hom toe in die tempelraad en sê vir hom, kyk, jy is genees, moenie verder sonde gaan doen nie, sodat daar nie iets erger met jou gebeur nie. Die man het toe vir die Jode gaan vertel dat Jesus die een is wat hom gesond gemaak het. Net tot daar. So, klink na 'n redelik eenvoudige teks, 'n redelik eenvoudige storie van waar Jesus kom genees het. Het gaan oor 'n man nie, wat by die bad lê en gesond wil word. En wat heeltemal verlam is, wat op soek is na water. Hy is nie op soek na water om te drink nie, hy is op soek na water waarin hy kan klim wat genees. En het gaan vir 'n tyd verby, hy kom al aan en hy probeer en hy kan. Een dag gaan verby en hy probeer weer en hy kan nie. So gaan dit aan maand, 2 maande, jaar, 8 jaar later, kan hy nie dit maak tot in die water nie. Elke keer is hy net te laat. Is niemand om hom te help nie, is niemand wat hom gee. Al wat hy wil hê is om in swembad te klim. Jesus kom daar, en Jesus, wat in die teks staan, Jesus het hom sien lê en geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy hom, wil jy gesond word? Wat 'n vraag kom Jesus nie, vra vir die man nie, wil jy gesond word? Wil jy gesond word? Wil julle wat hier sit vanoggend, wil jy gesond word? Nie noodwendig van 'n fisiese siekte af nie. Jy weet wat ek bedoel. Ek kan dit net sowel vra vir Suid-Afrika, wil Suid-Afrika gesond word? Vir die wêreld, wil die wêreld gesond word? Dis Jesus wat die vraag vra. Wat antwoord die man? Die man sê nie, ja, ek wil gesond word nie. Die man antwoord hom met, ek wil nie water kom. Hy sê niks nie, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit nie, as die water in beweging kom, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Die ou probeer nie eers vir Jesus sê, ja, maak my gesond nie. Ek dink nie, hy weet wie Jesus is. Jesus sê vir hom, tel op jou slaapmaatjie en loop. Jesus kom en maak nie saak wat die ou wil en wat hy wil en Jesus gee hom genesing. Waaroor hierdie teks gaan, sê wonderteken wat Jesus doen. Is om God se mag en sy gesag oor gestremdheid en oor siekheid te demonstreer, sodat mense tot geloof toe kan kom in hom. Die hele boek van Johannes gaan oor om mense tot geloof toe te bring in God. Dis kom die evangelie van Johannes is. Johannes sê hoofstuk 9 dat hy skryf al hierdie dinge sodat ons tot geloof kan kom. Ek sien almal sien die voeltjie, maar los die voel, luister, jy kort dit. Johannes skryf hierdie boek, hierdie evangelie, om mense tot geloof te bring. Hy sê, daar was baie dinge wat Jesus gedoen het vir die disippels, wat nie in hierdie boek opgeneem is nie. Maar dit wat hier opgeneem is sodat julle tot geloof kan kom. Dis waaroor hierdie boek gaan, dis waaroor hierdie verhaal gaan, sodat ons tot geloof kan kom. Maar wat? Net omdat Jesus genees, daar's iets soveel meer. Sodat die ou word genees, wat doen hy? Hy loop weg. Jy sal dink, as jy 38 jaar krippel is, verlam is, en iemand genees het, gaan jy dankie sê, jy gaan na die ou toe gaan en sê, maar hoe kan ek jou doen, wat kan ek doen om jou terug te gee? Die ou loop weg. Hy loop weg van Jesus af.
sê nie dankie nie. En inteendeel, toe die Jode hom vra, maar wie het jou genees of wie het vir jou gesê, tel op jou slaapmaatjie, toe weet hy nie eens wie is Jesus nie. Die ou het geen idee wat gebeur het, geen idee wie na hom toe gekom het nie, hy het geen idee wat eintlik aangaan nie. Jesus spoor hom later op weer eens, Jesus wat na hom toe gaan, en sê vir hom, moenie wees sondig nie, dat iets slegter nie weer met jou gebeur nie. Nou al wat dit beteken is, jy het 'n tweede kans op die lewe gekry, gebruik dit, moenie sondig en 'n tweede kans verbruik nie, want ook in hoofstuk 9 kom dit uit dat Jesus sê, sonde word nie gestraf met siekte. So die ou was nie sondig en daarom was hy siek nie en hy gaan ook nie siek word as gevolg van sy sonde. Het gaan eenvoudig oor Jesus genees hom en hy weet nie wat aangaan nie. Inteendeel, hy gaan klik vir Jesus. Hy gaan na die Jode toe en sê, wat was Jesus wat my genees het en wat my gesê het ek mag werk op die Sabbat? Hoekom doen hierdie man dit? Hoekom is hy so oblivious? Hoekom weet hy nie wat aangaan nie? So, ons gaan eers na die eerste ding in die geskiedenis toe. Daar's nou baie debat oor wat die tempel, wat die plek was waar die swembad was. Nou een van die opinies is dat dit 'n tipe tempel was, 'n plek was van die Griekse god, die Romeinse god Asclepius, wat die god is van medisyn. So al die gestremdes en krepeles sal daar by mekaar kom, want dis waar hierdie Romeinse god is wat hulle gaan genees. En as die bad begin beweeg, moet hulle in die bad kom, want hierdie Romeinse god gaan hulle genees. En hierdie ou is eintlik 'n aanhanger van die Romeinse god, nie van Jesus, nie van God, nie van die lewende God nie. So hierdie ou lê daar en hy verwag hierdie Romeinse god gaan hom genees. Hier kom Jesus. En hy vra hom, wil jy gesond word? En die ou antwoord hom nie, ek wil gesond word nie, want hy wil nie gesond word nie, hy wil die krag van hierdie Romeinse god beleef. Nou die ou lê buite die water. Al wat hy soek is die water. Hy wil in die water wees. Onthou dit, hy wil in die water wees, of hy soek water. En Jesus genees hom sonder water. Sonder werklike water. Sonder H2O. Genees Jesus hom. En sê, jy kort nie die Romeinse god nie. Ek genees jou. En dis hoekom die ou opstaan en wegloop, want sy lewe het nou net uit mekaar uitgeval, sy geloof het nou net uit mekaar uitgeval. Hy het die werklike God ontmoet en hy het nie geweet hoe te reageer daarteen nie. Wat dit eintlik beteken, is die ou het nie 'n verhouding met Jesus gehad, hy het nie geweet wie is Jesus nie. Hy kan nie glo iemand as hy nie 'n verhouding met die persoon het. Ek en jy kan nie glo as ons nie 'n verhouding met God het nie. Die ou loop weg van Jesus af, hy draai sy rug en hy weet glad wie dit is nie. En hy kan nie glo in die wonderwerk nie, hy kan nie. Jesus kom en hy steek die vuur aan van God die Vader. Die ou het nie verhouding nie, so die vuur gaan dood. Later lees ons weer van die ou, hy het tot geloof gekom deur verhouding, deur Jesus wat die derde keer na hom toe gaan. Jesus wat aanhou gaan en die vlam van geloof aansteek. Wanneer verhouding begin, sal geloof. Die eerste ding wat ons vandag moet raak sien is, verhouding is geloof. Jy kan nie in geloof staan as jy nie 'n verhouding het met God nie. Verhouding is wat ek en jy met mekaar het. Ek kan nie in verhouding wees met jou as ek nooit met jou praat nie. Ek kan nie in verhouding wees met jou as ek nooit net die telefoon optel en bel sê, hy is alles oké nie. Gaan oor moeite, maak jy moeite met God. As jy nie doen nie, jy nie verhouding met God nie. Hy het gesê, as jy nie verhouding het, jy gaan Jesus aanhou na jou toe kom. 3 keer, 4 keer, elke dag vir 6 jaar gaan hy na jou toe kom en hy gaan vra, wil jy nie verhouding met my nie? God gaan die heeltyd na jou toe kom, sodat jy verhouding met hom kan hê.
Maar daar's nog iets groter, nog iets mooier wat ons mis in hierdie teks. Daar's iets wat eintlik die ding wat ek van gepraat het, wat ons nie verstaan. En daarom gaan ek na vers 1 toe. Vers 1 wat gesê, hierna was daar weer 'n fees van die Jode in Jerusalem. En Jesus het daarna toe gegaan. Nou, vers 1 sê ons hierdie fees, en die fees wat hulle gehad het, was 'n fees van die tabernakels of die tente, of die hutte. Hierdie fees was om te onthou dat die Jode in die woestyn was. So wat hulle sou doen is, rondom Jerusalem slaan hulle tente op, en hulle slaan hutte op, tydelike goed, en hulle leef asof hulle in die woestyn was, want hulle wil eer gee aan God wat hulle gelei het in die tyd toe hulle in die woestyn was. Dit is amper 3000 jaar terug, op die oomblik wat die verhaal afspeel, wat hulle in die woestyn was. Nou groot ding van in die woestyn wees, is, daar's nie water nie. Groot deel van as jy in die woestyn lewe is, jy het nie water nie. So wat doen hulle as hulle so leef, is hulle doen alles sonder water. Hulle probeer nie water gebruik nie, maar die water wat hulle gebruik is dit ter uitbeelding van wat God gedoen. So een van die goed is, hulle sou by een van die poele net buite Jerusalem gegaan het, en water gevat het, en dit uitgeskep het. Soos wat God, daar's my skoene so klaar. Maar hulle sou dit so uitgeskep het, uitgegooi het, ter verduideliking van God, by die klip, laat water uitgeet. Hulle sou alles gedoen het, met water, en elke ding wat hulle doen met die water, het 'n beeld, beeldspraak. Julle fees is gebou rondom tekortkoming van water. En hier lê hierdie ou langs 'n poel water in die tyd van hierdie fees, en hy wil net binne in die water klim. Hy kan nie daar uitkom. Wat doen Jesus? Hy gaan na die ou toe, in hierdie tyd wat dit ons gaan oor, daar is nie water nie. En hy help nie die ou in die water en hy genees op daar waar hy is. Jesus gaan hom toe en hy sê vir hom, dis meer as die water. Dis kom ons ook nie vanoggend gedoop het in die naam van H2 en ou nie, maar in die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Want dis die lewende God. As jy gaan kyk wat Jesus in die volgende hoofstuk sê in dieselfde tyd van hierdie fees, dan sê hy vir 'n vrou, as iemand dors het, hy sê nie vir 'n vrou nie, hy sê dit vir almal. Hy staan op die laaste dag van die fees, die eerste dag wat hulle eintlik weer 'n oorvloed van water het, staan hy op en hy sê, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. God sê, ek is die lewende water. En die disippels sou verstaan toe Jesus na hierdie man toe gaan wat vir 38 jaar in die dam kan klim nie, en die swembad nie kan poolparty hou nie. Besef die disippels toe hom daar genees, dit gaan nie oor die water nie. Dit gaan oor die verhouding. Die disippels sou dit raak gesien het. Hulle sou dit geweet het. Vir ons is dit so verwyder. In die tyd wat dit gaan oor tekortkoming van water, kom Jesus en sê, ek is die lewende water. Volgende jaar by dieselfde fees, sê Jesus vir die vrou by die put, ek gee vir jou die lewende water. So hier gaan ek sê, nooit weer dors nie. Verhaal gaan oor iemand wat water soek, water wat nie dors les nie, oor 'n God wat 'n afgod is, 'n Romeinse God wat niks kan genees nie. Die verhaal
gaan oor 'n misverstand oor verhouding. Wat Jesus doen, wat God vanoggend vir ons wil sê, is eerstens, tree in 'n verhouding met God. Praat met God. Deel tyd met God. Die tweede ding wat hierdie verhaal vir ons sê, is, maar God is die lewende water. Lewende water het ons al gehoor, en ons hoor elke keer, maar jy sal nie weer dors nie, maar wat beteken dit? Jy gaan dalk weer 'n slukkie hier wil kom vat, maar jou gees gaan, wat beteken dit? As jou gees nie dors is nie, het jy nie nodig vir aardse krikke, vir sonde, om jy deur die dag te kry. Nie nodig vir simpel goed nie, net nodig vir God. So het gaan oor bou 'n verhouding, want as jy verhouding het jy nooit weer dors nie. As jy nooit dors het nie, lewe jy in vrede, sonder aardse krikke. God, kom na jou vanoggend. Ek dink sluit jy julle oë. Daarmee is sluit julle oë. God kom na jou toe. Hy sê vir jou, is hier in my hand. Kom ons begin 'n verhouding saam. God, wil jou stem hoor net so baie soos wat jy sy stem wil hoor. Gee aan God. Stap saam met ons pad. Amen. Here God almagtig, ons is voor U, ons is saam in ons hoor U. Ons hoor dat U ons uitnooi, ons hoor dat U ons vra om na U toe te kom. Ons hoor dat U ons vra vir 'n verhouding. En ons antwoord ja, ja Here God, ons is daar. Ons wil ook verhouding met U hê. Here God, vergewe ons oor die simpel goed wat ons partykeer doen. Vergewe ons dat ons partykeer miskyk wanneer U 'n verhouding met ons wil hê. Dankie dat U aanhoudend terugkom na ons toe. Dat U elke keer die eerste stap maak. God, dankie dat U ons kom soek as ons verloor is. Ja, Here God, ons wil 'n verhouding met U wees. Ons gee oor. Neem ons, lei ons op U pad, Here. Wys ons wat U wil hê, hoe U wil hê ons moet optree en hoe U wil hê ons moet in U koninkryk leef. Here God, soos U hierdie man genees het, nie genees het van siekte nie, maar genees het van alleenheid. Van neerdraai. Vra ons dat U ons ook genees van alleenheid. Here God, ons loof U, ons prys U dat U mag oor elke ding. U mag oor gestremdhede, U mag oor siekte, U mag oor hierdie wêreld. En daarom loof ons en prys U. Here God, daar waar dit eintlik sleg gaan met baie van die boere, waar brande is, waar plaasmoorde steeds 'n ding is. Bid ek dat U mag sal uitwerk dan. Heer God, laat dit reën. Maak U hemels se hekke oop, gesluise oop en laat dit reën. Maak U krag bekend in Suid-Afrika. Maak U krag bekend in Ventersdorp. Maak U krag bekend aan ons. Amen. Kom ons sluit af met die slotlied. Laat almal weet. Laat almal weet wie werklik koning is. Kom ons staan. Now
die Seun van die Here, mag die gemeenskap van die Here Jesus, van God die Vader en van die Heilige Gees by elkeen van julle wees, vandag af tot die lengte van dae. Amen. Ek wil net gou sê die weerdienste van vandag gaan vir die boere wat se plase afgebrand het en volgende week gaan ook daarvoor gaan. So dankie dat julle hier was en dan sien ons hier by die tee en 'n stukkie koek hier agter. Lekker week vir julle.